Amen. Kom ons loof die Here net daai Sharabasanda Dandaka Shalarada. Dankie Here dat U is. Dankie dat U Gees hier is. Julle kan die sitplekke inneem. Wat 'n wonderlike voorreg vir my om vanoggend die evangelie, die goeie nuus van Jesus in hierdie omstandighede te bring. Die tema van my woord vanoggend is wanneer jy vas. Nou ek weet dat die Here gaan vir ons iets leer vandag. En ek wil hê dat julle moet dit nou al weet, daar is krag in vas. Daar's krag in vas, krag. Dit is eintlik die tema, die kern van hierdie woord wat ek vanoggend vir julle gebring. Daar's krag in vas en wanneer jy vas. Ek wil net weer teruggaan. Ons is besig mos met Matteus 6. Dis die laaste gedeelte. Die eerste was eers gewees as jy gee, en die tweede is as jy bid. Die derde is as jy vas. Hierdie drie dinge, gee, bid en vas. Daar's drie goeters in die Bybel wat Jesus verduidelik. Ek het julle gesê dis by die bergpredikasie wat dieselfde is. Wanneer ons gee, sê die woord van die Here, as jy gee, dan moet jy nie voor die mense dit doen nie. Jou linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie, want in die verborgenheid gaan God jou in die openbaar vergelde. Wanneer jy bid, het die Here, ons het dit gepreek laasweek, wanneer jy bid, dan moet jy nie in die strate staan en bid nie, jy moet in jou binnekamer gaan, en jy moet bid, en in die verborgenheid gaan God in die openbaar vir jou vergelde. So wat ek ook gesê het, in die openbaar in die strate staan, is nie by die kerk nie, wanneer ons by mekaar kom, of so Saterdagoggend, dan bid ons, nie in die straat nie, in die teenwoordigheid van ons broers en susters. En as jy wil graag leer om te bid, kom daar waar mense bid, en jy sal die ervaring hê van gebed. Maar nou gaan ek oor vas praat. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here in Matteus 6. Jason, baie dankie. Ek wil net verskoning vra vir almal hierso. Ek dink ek het vanoggend 2 uur die goede verander en vir Jason gestuur. Dankie. Maar jy het dit seker nie 2 uur al gesien nie, net Jason. Maar dankie vir dit. Dan sien julle hoe goeie mense het ek hier, 2 uur die oggend. Dankie my broer. Wanneer jy vas, in Matteus 6 vers 16 lees ons, en wanneer julle vas, hy sê nie wanneer as julle vas nie, lees daar, en wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek, soos die geveinsdes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word, dat hulle vas. Jesus sê, wanneer jy vas, nie as jy vas nie, wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek, soos die geveinsdes nie. So hy sê, die geveinsdes, wanneer hulle vas, dan trek hulle lang gesigte, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat hulle deur die mense gesien kan word, dat hulle vas. En Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. So, wanneer, as ons vas, en ons sê, dis so swaar, ek vas in die, nee, dis nie vas daai in die broers en susters, dis aandag soek, aandag by mense. Jy sal nie by God aandag kry as jy so maak nie, amen. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgenheid is, en jou Vader wat in die verborgenheid is, en in die verborgenheid sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dis die eerste punt van vas. Ons moenie vas, sodat die mense kan sien nie. Ons moet vas, ons gesig was, en bly wees, en nie vir almal sê, ek vas, dis so swaar. Ek wil net ietsie sê, wat vas nie is nie. Ons moet weet, vas is 'n baie belangrike ding, en hoekom ek die goeie verander het, maar ek kan lank preek oor, vas is eintlik 'n lang studie, so ek wil net eintlik probeer om die konteks van vas hierso vas te maak. Is dit reg so met julle? Vas is nie dieet nie, broers en susters. Vas is nie om te sê, wel as julle wil, ek wil iets sê oor die wêreld waar ons nou leef. As ek sien dan in Amerika sê hulle omtrent 60% van die mense op die aarde in Amerika is obese, hulle is oorgewig. Weet julle dit?
Daar word duisende rande gespandeer aan mense om hulle maar te word. Ek weet, sorry vrouens, hulle is meer daarop geneig. Mense kry inspuitings en allerlei goeders om net maar te word. Vas is nie om maar te word nie, maar as jy vas gaan jy gewig verloor. Dis mos logies, né? So dis nie dieet nie. Dis nie om as jy wil dieet of so, daar gaan dan na Ina toe by Wayles, sy sal vir julle help. Ek praat nie oor Wayles nie, ek praat oor 'n geestelike ding. Ons praat vandag wanneer jy vas, vas is 'n geestelike ding. En as iemand siek is, wil ek julle aanraai om nie te vas nie. As die dokter sê, luister, jy kan nie vas nie, jy kan nie hierdie goed gebruik of jy nie gebruik nie, ons gaan nie gebruik nie, dis juist ons gaan niks gebruik nie. Ons gaan God vra om ons te help, dis vas. Maar as die dokter sê jy siek, dan moet jy nie vas nie. Moenie sê die pastoor het gesê in die Bybel, daar's krag in vas nie, ek is siek, ek gaan vas. Daai siekte, as jy ernstig is, nie op my nie hoor. Ek moenie dit doen nie. Wat jy wel kan doen, in die teenwoordigheid van God, wat 'n siekte het jy? Kom, dat die mense vir jou bid, dat jy gesond kan word. Dat die dokter sê jy is gesond, dan kan jy vas. So, as jy siek is, moenie vas nie. Dis nie dieet nie. En as jy wil gewig verloor, gaan daar na Ina toe, by Wayles, sy sal jou help. So vas is nie ook vir almal nie. Al die mense wil nie of kan nie vas nie. Vas is vir sekere mense. Vas, broers en susters, dis wanneer jy bid met jou hele liggaam, volledige oorgawe van jou liggaam aan God. Bybelse vas is jou liggaam te weerhou van kos of iets wat baie belangrik is vir jou. Maak jou oorgawe en soeke na God belangriker as kos. Dis wanneer jou soeke na God meer belangriker is as God. Daar's baie verskillende soorte van vas wat ek nie hier vanoggend gaan praat nie, maar gaan net liggies daaroor praat. Mense in die Bybel wat gevas het, net vinnig daardeur gaan. Moses toe op die berg was, het hy 40 dae nie geëet nie, hy het inderdaad gevas, en toe hy terugkom, sê die Bybel, sy gesig het geblink. Wanneer jy in teenwoordigheid van God kom, wanneer jy, dan blink jou gesig. So as jy 'n blink gesig wil hê, kind van die Here, gaan vas. Soos Moses, die apostels het ook gevas. Ek wil Handelinge 13 vers 2 net lees. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. So toe hulle gevas het en gebid het, het die Here aan hulle openbaar. So wanneer jy vas en bid, openbaar God jou dinge aan jou. En hy het vir hulle gesê, julle moet Barnabas en Paulus afsonder vir die werk van die Here. Jesus het 40 dae in die woestyn gewees voordat hy sy bediening begin het, deur die Gees gelei. Verder het hy in die Gees gelei en die duiwel het hom versoek. Ons mens sal nie van brood alleen lees, sê die Here, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. So Jesus was versoek en hy het sy bediening begin nadat hy gevas het en hy was versterk en hy het gekom en hy het verkondig en gesê, bekeer julle, die koninkryk van God het naby gekom. In Jesaja wil ek lees oor vas, Jesaja 58 vers 3 sê, waarom vas ons en u sien dit nie? Die volk vra vir God in Jesaja, waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en weet dit nie? En u weet dit nie? En kyk op die dag as julle vas, sê hy, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag die arbeiders aan. So hulle vra maar nou, hoekom sien u dit nie? Hy sê maar, op julle soek geleenthede om besigheid te doen en julle jaag julle arbeiders aan, kyk, om te twis en te kuif vas julle en om te slaan
met die misdadige vuis. Julle vas nie om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. So God praat deur Jesaja en sê dis die fout wat julle doen. Julle doen besigheid, julle slaan met julle vuiste, julle doen allerlei dinge. Vers 5 sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie? God sê die vas wat hy verkies is die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie, sê hy, dat jy losmaak die bande van goddeloosheid, dat jy afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan en die verdruktes en elke juk stukkend breek. Dis vas. En vers 7 sê, is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en die ellendiges in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat swak is, wat naak is, dat jy hom kleef en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitsprei en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Vers 11 sê, en die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig en jou dorplekke en jou gebeente sterk maak en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein wat waters waarvan die water nooit teleurstel nie. So die Here sê as ons so vas sal ons so wees, dis die belofte wat hy ons maak. Jesaja 58 vers 11. Hy maak 'n belofte. En in die Bybel het daar verskillende mense gevas en verskillende dinge gebeur. Ek wil net vinnig deurgaan. Ester in die boek Ester is daar nooit eintlik regtig van God gepraat nie, maar wat het daar gebeur? Die volk was die Israeliete was eintlik in 'n stadium wat hulle heeltemal uitgewis sou geword het. Maar Mordegai het na Ester toe gegaan en gesê dat jy moet met die koning gaan praat want hulle wil ons hele Israeliete uitwis en hulle het gevas. Hulle het gevas toe hulle besef die Israelitiese volk sal uitgewis word en almal het gevas. En toe Ester gaan, het sy guns gekry by God en vandag nog vier die Israeliete die Purimfees wat gebeur het as gevolg van vas. So wanneer jy in 'n groot probleem is dit ook 'n goeie ding om te vas. Dis goed om te vas wanneer jy iets van die Here wil hê, dis goed om te vas wanneer jy besef hier is niks anders wat ek kan doen nie, ek kan vas. Jona, die profeet, het na Ninive toe gegaan en hy het gepreek en gesê oor 40 dae gaan die Here hierdie land vernietig. En hy het gepreek, hy wou nie gaan nie, julle ken die storie van die profeet Jona, hy wou nie gaan nie. En hy het net so gepreek, dit was sy preek, net 'n paar woorde. En die mense het ter harte geneem en hulle het besef hier is probleme. Net daai preek van Jona. En die koning het hulle bymekaar geroep en sê luister, hier is probleme, ons land gaan vernietig word. Wat het hulle gedoen? Gevas. En almal het gevas. Hulle sê tot die diere en almal. En God het van Ninive gered as gevolg van vas. So vas is vir ons ook belangrik. In Daniel, ons gaan ons Daniel vas doen. Ek wil net iets sê oor Daniel. Daniel het gevas en die woord van die Here sê ek dink is Daniel 1 vers 10. En Daniel het geen lekker kos geëet nie. Hy vir 3 volle weke het hy geen smaaklike kos geëet nie vir 3 volle weke. En hy het ook nie wyn gedrink nie en vleis geëet nie. Want Daniel wil graag hoor by God, want hulle is mos weggevat in ballingskap. Hy wil graag hoor by God, wat is die toekoms? En die Here het 'n engel gestuur en aan hom verskyn. So Daniel vas is dit. Jeremia
33 vers 3, iemand het my gevra oor vas, toe sê hy vir my, of sy, julle weet, elke individu vas mos vir sy eie ding, maar wat van die kerk? Gaan ons kerk vas, ons gaan ons begin die 5de, en die Here het hierdie woord op my hart gelê, Jeremia 33 van 3, vir ons kerk. Die vas vir ons kerk is Jeremia 33 van 3. Roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. So van die 5de Januarie gaan ons as kerk die Here aanroep deur vas en gebed, om hom te vra, om ons bekend te maak, groot en ondeurgrondelike dinge wat ons nie weet nie. Amen, kan ons sê amen daarop? So ons begeer van die Here, groot en ondeurgrondelike dinge wat ons nie weet nie. Ons moet 'n lewenstyl van vas kweek. Vas is nie 'n straf nie, vas is 'n lewenstyl. Ek dink die Israeliete het elke 2 keer 'n week gevas. Voer jou gees, soek meer na die dinge van God. Ons moet ons gees meer voer as wat ons vlees. Ons eet 3 keer op 'n dag, en ons kan nie eens 1 dag in 'n week vas nie, en soek God met alles in jou. Gebruik die tyd wat jy kos maak en eet om God te soek, deur gebed en stil te wees, jou Bybel te lees en God te eer. So ons moet die Here soek, en dit is wat vas is, en dit is 'n geestelike ding, dis nie 'n ritueel of iets nie. Jesus is deur die Gees in die woestyn gelei. Wanneer jy voel, kind van die Here, jy wil vas, dan gaan jy jou gesig was en jy gaan die Here vra om jou te help, want jy wil iets, daar's iets wat jy wil bereik in jou geestelike lewe. Dit gaan oor geestelikheid. Totaal en alles van vas is oor geestelikheid. En dan wil ek graag hierdie gedeelte lees in Markus 9 vers 14 tot 29. Ek dink as ons dit mooi gelees het, ek wil dit lees, ek het gedink om dit te praat, maar nee, ek wil dit vanoggend lees, sodat almal van ons mooi kan verstaan wat hier aangaan. Die konteks van dit, Jesus was in Markus 9, hy was op die berg van verheerliking, Jesus, Jakobus en Johannes en Petrus was daar, en Elia het aan hom verskyn en alles, en hy was daar. Maar kom ek lees vanaf vers 14 af. En toe hy by die disippels kom, dit is Jesus, nadat hy van die berg van verheerliking afgekom het, sien hy 'n groot menigte om hulle, en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. En dadelik het die hele skare toe die hele skare hom sien, was hulle baie verbaas en hom gehardloop en hom gegroet. Sien julle die scenario? Jesus was op die berg saam met die ander 3 manne, en toe hy afgaan, die disippels was besig om die evangelie te verkondig, hulle was besig om vir mense te bid, hulle was besig met die werk van God. En toe hy by die disippels kom, en hulle was ook besig om met die skrifgeleerdes te rede twis, want die skrifgeleerdes het hulle mos nie aanvaar nie. Vers 16 sê, daarom vra hy die skrifgeleerdes, waarom rede twis julle met hulle? En Jesus kom en hy vra vir hulle, waarom rede twis julle? Vers 17 sê, en een uit die skare antwoord en sê, meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring. En waar hy hom ook aangryp, skeer hy hom, en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande, en hy word styf, en ek het die disippels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie. So hy kom na Jesus toe, en hy sê, my seun, in die opskrif, die seun wat maansiek was, en ek wil vir julle die prognose lys. Hy sê, hy gryp hom, hy skeer hom, hy kry skuim in sy mond, hy kners op sy tande, hy word styf, en die disippels gevra, hulle kon dit nie doen nie. Toe antwoord hy hom en sê, o ongelowige geslag, hoe lank sal ek bly
by julle wees, hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. Jesus sê vir hulle, nee, julle is ongelowig, hoe lank sal ek julle by julle wees, hoe lank sal ek bring hom na my toe? En hulle bring hom na hom toe. En toe hy hom sien, laat die Gees hom dadelik stuiptrekkings kry, hy val op die grond neer, en hy rol rond met skuim in die mond. Daarop vra hy sy vader, hoe lank is dit al, dat dit hom oorgekom het? En hy sê, van kindsdae af. En dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi, en om hom dood te maak, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te help. En toe Jesus sien dat die skare bymekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer terug nie. So die disippels het dit ook gedoen. Hulle is gelowiges, hulle het geglo en hulle het ook die gees uitgedryf, maar die gees wou nie uitgaan nie. En toe Jesus hom uitdryf en sê, gaan uit en kom nooit weer terug nie. En nadat hy geskreeu het en hom baie stuiptrekkings laat kry het hy uitgegaan en die seun het soos 'n dooie geword, sodat hulle gesê het, hy's dood. Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan. En toe hy in die huis kom, vra die disippels hom afsonderlik. So hierdie ding het nou gebeur, hulle kon nie, en Jesus het hom hand opgeneem, die duiwels uitgedryf en hy's genees. En toe kom hulle en hulle vra vir Jesus afsonderlik, waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? En hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Jesus sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. So die disippels het gebid, hulle het geglo en alles, maar hulle kon nie die duiwels uitdryf nie. So wanneer ons, ek en u, in 'n baie ernstige ding is, wanneer ons sien dat ons bid en niks gebeur nie, miskien is dit dan die tyd dat ons meer bid en vas. Dit is die krag van vas. Hy het gesê, hierdie geslag gaan uit deur gebed en vas. Kan julle sien die krag van vas? Ek wil bid dat die Here vir my en vir jou help, dat ons sien wat 'n groot krag is daar in vas. Nou wat is hierdie geslag? Hierdie geslag is die geslag van die tyd van Jesus, maar ons woon ook in ons geslag. Wat is hierdie geslag? Dis die duiwel, né? In die geslag, dis wat hy van praat. Eintlik sê hy, maar hy praat van hierdie geslag. Kinders van die Here, kom ons praat bietjie oor ons geslag. Ek het nou die dag gelees of gekyk TV, toe sê die kommissaris van polisie, die dwelms het die land oorgevat, hy kan niks meer aan dit doen nie. So ons bly in 'n geslag waar dwelms eintlik ons land oorgevat het. Ons bly in 'n geslag waar pornografie aan die orde van die dag is. Ons bly in 'n geslag waar misdaad, bende geweld en al hierdie goed oorgeneem het. Dit is waar in die geslag waar ons bly. Hierdie geslag. Nou die Here het vir ons hier gestuur om hierdie goeters mos te bestraf. Is dit nie so nie? In Genesis staan daar geskrywe, en God het die mens geskape en gesê, julle moet heers oor die visse en oor die aarde. God het ons geskape om te heers oor dit. Maar toe dan moes iets nou gebeur, en Eva was die een wat eerste, hulle het saam sonde gepleeg. Ek wil oor gees, siel en liggaam net praat. Julle weet, julle is geeste, né? Elkeen van julle is 'n gees. En in julle gees bly in 'n liggaam. Goed, verstaan ons dit? Jy's 'n gees, Edgar, en
Die gees bly in 'n liggaam. Nou, die enigste manier hoe jy autoriteit kan kry, as die gees wat in jou is, deur jou liggaam werk om autoriteit te maak. Dis so, nee, amen. So is dit wat gebeur het by die sondeval. Die sondeval het die duiwel gekom en Eva het gesondig en toe het die gees na die sondeval sê hulle, want Jesus het altyd met hulle gepraat, het daar eintlik 'n vyandskap tipe van kom tussen hulle en God. Nee. So die duiwel is ook 'n gees. En die duiwel se gees werk deur 'n liggaam. En die duiwel se gees gebruik mense se liggame om bose dinge te doen. En dan is dit ons kinders van die Here kan daardie gees uit die mense uitdryf. Al hierdie goed wat gebeur, as ons op die nuus kyk, al daai goeters, dis bose dinge. Hierdie mense wat nou aangekla word, hulle is so erg boos, dat hulle dink hulle kan enige iets doen. As iemand durf om iets te sê, dan word daai persoon sommer doodgemaak. Dis 'n gees, 'n bose gees wat in mense is. Vrees is 'n gees. Dwelms agter dwelms is daar 'n gees. En daardie gees kom in mense wat dwelms verkoop, en dit is die geslag waar ons nou vandag in bly. Kan julle amen sê daarop? Maar nou sê Jesus vanoggend vir my en vir jou, hierdie geslag gaan uit deur gebed en vas. Net Saterdag was ek saam met Steven by 'n ou hierso in Toekomsrus. Die man het gehuil. Hy sê vir ons, hy wil die goed los, maar hy kan dit nie los nie. Die goed het oor hom, die boosheid van die dwelms het hom ingeneem. En hy kan dit nie los nie. Hy sê as hy probeer, dan kan hy dit nie los nie. So, hy het homself, sy liggaam beskikbaar gestel vir die bose gees. Agter elke ding, agter jaloesie, agter vrees, agter goed is daar gees. Amen. 'n bose gees. So die bose gees wat daardie kind so gemaak het, die Jesus het gevra nou, van wanneer af is die kind so van kleins af. Van kleins af het op een of ander manier 'n bose gees binne in daai kind ingegaan. Die disippels kon hulle nie uitdryf nie, maar Jesus kon, en hy het gesê, as gevolg van vas en gebed word hierdie geslag uitgedryf. Die Here het gesê, ek en u, ons kinders van die Here, moet heers oor die aarde, en heers ons oor die aarde. Hoe gaan dit hier in die wêreld? Ons weet hoe gaan dit. Ek dink, dis tyd dat ons moet meer vas en bid. En ek toe ek al wegry, ek het vir hom gebid, ek en Steven, net om te sê, en ek het gesê, hoorie, jy self moet besluit. Jy is die dwelms, ons weet, hier's ook mense hier wat dwelms gebruik. Ek kan niks doen aan 'n persoon wat dwelms gebruik nie. Hy moet self gaan help kry. Mense wat dwelms gebruik gaan na plekke toe. Hulle wil regkom. Ek kan niks doen nie, want hy het daai gees in sy toegelaat. Maar Jesus het die gees uitgedryf. Ek dink, ek wil terug na daai man toe. En ek wil gaan vas. En ek wil sê, gees van dwelmmisbruik uit in die naam van Jesus. Amen. Daar's krag in vas, kinders van die Here. Vas is 'n magtige wapen vir ons kinders van die Here. En ons versuim om daardie magtige wapen te gebruik. En dis hoekom ek hierdie gedeelte mooi gelees. Al die simptome wat die man gehad het, alles. En dit is die kern wat ek vanoggend wil vra. Ons moet die Here se krag wat in ons gees is, moet ons gebruik. Ek wil, hierdie goed is al lankal bekend, selfs in die Ou Testament. In die Ou Testament, ek wil lees in 1 Korintiërs 21, ek wil net die agtergrond sê. Nabot het 'n wingerd gehad, net langs die koning,
En die koning het begeer om Nabot se wingerd te gaan hê en hy wil hom betaal. Hy sê Nabot, ek soek hierdie want ek wil 'n groentetuin hier maak. Sal jy vir my asseblief dit verkoop? En Nabot sê, o koning, ek kan nie my erfporsie, want ek het hierdie grond geërf. Ek kan nie my erfporsie vir u verkoop nie, want ek kan nie, want dit is wat God my gegee het. My erfporsie wat God vir my gegee het, die koning soek dit. Hy sê nee, ek kan dit nie doen nie. Wat gebeur toe? En die koning is nou ongelukkig, hy sit daar 'n dik mond. Hy het nie gevas nie, maar hy's net kwaad. En sy vrou Jezebel sê, hey koning, wat gaan aan? Hy sê, nee man, Nabot wil nie sy wingerd aan my verkoop nie. Sy sê, wat? Nee man, kom ons lees wat sy sê in vers 21 in 1 Korintiërs 21 vers 7. Toe sê sy vrou Jezebel vir hom, oefen jou nou die koningskap oor Israel uit, vra sy vir hom. Staan op man, eet brood en laat jou hart vrolik wees. Ek sal vir jou die wingerd van Nabot, die Israeliet gee. Sy sê ek gaan vir jou daai wingerd gee. Wat het sy gedoen? Met 'n bose gees wat in haar is, het sy ander mense gekry en hulle geld gegee en valse beweringe teen Nabot gemaak en hom hof toe gevat en Nabot is doodgemaak. Hierdie geslag wat hierdie goeders doen en hulle doen dit nou nog, kinders van die Here. Ons is te bang. Ek weet nie, ek praat nou uit my eie uit. As ek iets sou geweet het van die regering se korrupsie en alles, sal ek gepraat het. Sal jy, Piet, gepraat het as jy iets geweet het? Antwoord my. Wie van julle sal iets gepraat het? Sal jy, my vrou? Almal, niemand wil antwoord nie. Wel, ek moet eerlik wees, ek glo nie ek sal dit doen nie. Want ek sien dan die mense word doodgemaak. Hierdie geslag, ons leef in 'n bose geslag. 'n Bose geslag. Hoekom lag jy, John? Dit is so, dis die waarheid. Ons moet vas en bid, kinders van die Here. Dis eintlik die opdrag wat God vir ons gee. En ons moet dit ernstig vat. En as ons vas en bid, sal daar deurbrake kom in ons lewe. Dit is 'n baie groot gereedskap wat God vir ons in die Bybel sê. Selfs in die Ou Testament en die Nuwe Testament, alles gaan en sal verander. Wees paraat wanneer jy vas. Die duiwel is listig en ken die krag van vas. Jesus was ook versoek tydens sy vastydperk. Die duiwel ken die krag van vas. En die duiwel sal enige iets doen om jou te verhoed om te vas. Hoor julle? Hy sal enige iets doen om jou te verhoed om te vas. Van julle het julle al gevas? Is dit maklik? Hoe? Ek het al probeer vas partykeer, maar ek dink my ding is jy moet seker maak by die Here. Partykeer staan ek vroeg in die oggend op en ek sê wel vandag gaan ek vas. Ek gaan nie eet vandag nie. En dit is nie kort of hier dan hier bel iemand my, hoor hier so Hendrie, kom ek kry jou daar by die Spur man, ek vat jou uit vir 'n breakfast. Sê ek okay Here, ek sal môre gaan vas. Is dit so? Wees versigtig wat jy vas. En as jy vas, moet jy bid en jy moet die Here vra om jou te weet. Wat gewoonlik moet vas gebeur, jy kry mos vas om water te drink en nie soos Daniel vas. En na 2 dae dan begin jou kop seer word. En dan begin jy duiselig raak. Die duiwel wil nie jy moet vas nie. Hy maak jou kop seer, hy maak jou duiselig. Druk deur, kind van die Here. Druk deur sodat hierdie geslag kan uitgaan deur vas en gebed. Kom ons van Januarie 50 gaan ons begin. En ek weet nie of my vrou, sy het boekies, ek het nie boekies gekyk nie, sy sal praat as julle belangstel. Ek glo in my hart dat hierdie woord het julle wakker gemaak om te vas. Kan ons sê amen daarvoor? Wie van julle is opgewonde om te sê ek gaan vas, want ek wil hierdie geslag moet uitgaan deur vas en gebed. Dankie vir die hande wat opgaan. Kom ons doen dit. Kom ons begin met 'n Daniel vas 3 volle weke. En as dit so gebeur dat jou kop seer word en alles, hou net aan en as jy nie kan nie, as jy dalk val in jou vastydperk, staan op en begin weer van voor af, harder as was voorheen.
Vas is 'n tydperk van 'n geveg met die vlees. So as jy wil vas, moet jy weet, jy maak jou gereed om te veg met jou vlees. Jou vlees is nie net jou liggaam nie, jy is jou vleeslikheid. Die woord van die Here sê in Romeine 12, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. So ons moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, ons moet verander deur die vernuwing van jou gemoed. En vers 2 sê, jy moet jou liggaam gee as 'n lewendige, heilige, God welgevalle offer. Hoe gee jy jou lewe, jou liggaam as 'n lewendige, God welgevalle offer? Heilig beteken toegewy. So jy moet jou liggaam toewy en sê, Here, ek gee my liggaam as 'n lewendige, heilige, welgevalle offer. Ek gee my liggaam. Ek gaan my weer self bietjie weerhou, maar jy moet weet, dit is wanneer die Here jou sê van voedsel en ek gaan my liggaam afsonder vir God. Dis nie maklik om jou liggaam af te sonder vir God nie, maar as jy deurdruk, dan sal 'n groot deurbraak in jou lewe kom. Ek gaan my liggaam gee, dit is vas. Vas is om te sê ek gee my liggaam. En dan, soos ek sê, ek gaan nie oor die verskillende maniere nie. As jy val, staan op. Vas is 'n tydperk van geveg. Jy moet jou gereed maak. Jy moet weet, die duiwel is nie gelukkig wanneer jy besluit om te vas nie. Dit gaan jou vleeslike mens. Vas is 'n tydperk, jou vleeslike mens, dis jou mens wees, dis nie jou liggaam alleen nie, dit is ook hoe, wanneer die Bybel sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die owerhede en die duisternis en die bose geeste in die lig. So ons vlees is jou liggaam, maar jou vleeslikheid wat jy het. Amen. Kom ons vas. Amen. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg. Dankie dat Jesus gesê het, hierdie geslag gaan sleg uit deur vas en gebed. Dankie dat ons 'n inspraak gekry het van die krag van vas. En ek wil bid, Here, dat U in ons harte werk en ons as kerk, laat ons 'n begeerte sal hê, soos Jeremia 33 vers 3 vir ons leer, om te sê dat ons moet ons toewy aan die Here. En ons wil ons toewy deur te vas, Here. En ons weet, dis nie maklik nie, maar ons bid dat U vir ons sal help. In die naam van Jesus. Ons wil vas, Here, help ons. Dis ons gebed, ons as kerk. En daar seker ook mense wat individue, wat dinge het, waarvoor hulle wil vas. Amen. Daar's baie getuies, mense wat kan getuig in die tyd van vas, wat het gebeur met hulle, selfs hier by die kerk. Ek kyk vir my vrou, wil jy iets kom sê oor vas? Is jy seker? Wanneer gaan jy sê? Dankie my vrou. Is daar iemand van julle wat al gevas het en wil iets sê? Waaroor wil jy sê? Kom ons gee vir Daniël kans. Pastoor het gepraat van jy met jou Bybel lees. Jy weet, so 4 Sondae terug was die Gideons hierso en hulle het gepraat van Bybels uitdeel en so aan mense. En my broer is die volle evangelie pastoor in Douglas. Hy het hierdie jaar, het hy onder die kleerling en die mense daar waar hy werk, het hy so 3000 Bybels uitgedeel. Bybels wat hy bymekaar maak. En hy sê vir my, jy weet, hier's mense in ons land en jy weet, ons kry Bybels en ons neem dit as vanselfsprekend aan. Jy moet jou Bybel lees. Ek meen, ek het 4 Bybels. Ek het tot 'n Bybel in my bakkie waarmee ek rondry. En dit is my Bybel wat ek gekry het toe ek in die weermag was, my dankie tannie pakkie se Bybel gewees. Ek het hom nog steeds. So ek wil vra, as daar iemand is wat nie 'n Bybel het nie, jy dink dit is so, hier's baie mense wat nie Bybels het nie, mense, en jy moet jou Bybel lees, want ek meen, soos wat pastoor nou gepreek het, jy kan al daai dinge gaan lees wat hy preek. As jy nie 'n Bybel het nie, sê so dat ons vir jou help om 'n Bybel te kry. As jy ekstra Bybels het, bring dit kerk toe asseblief. Jy weet, my broer deel dit uit daar onder die kleerlinge daar in Kimberley, en in Prieska, en in Douglas, dis 'n klein plekkie.
Maar daar's mense wat nog steeds nie Bybels het nie. Hulle het nie Bybels nie. En jy kan nie die dankbaarheid sien op daai mense se gesigte nie. Hy was nou hierso, hy het nou 600 Bybels kom haal. Hy kom met 'n bakkie en 'n trailer, dan laai hy 600 Bybels, dan vat hy dit af, wat kerke vir hom bymekaar gemaak het en so aan. So ek wil vra, as jy nie 'n Bybel het nie, kom praat met my. Ek sal 'n plan maak om vir jou 'n Bybel te kry. Maar as jy ekstra Bybel het, bring hom ook vir my asseblief. Ek wil hom gaan uitdeel, ek wil hom vir my broer gee om dit weg te gee. Dankie. Dankie Dani. Vas, gebed en Bybellees is een. Dis 3 dinge wat saam is. Gebed, vas, Bybellees en gee. Mevrou, wil jy iets gesê het oor die Bybel uitgeery? Want ek het gesien, hier was mense Dani gister wat Bybels kom optel het hier by ons. Ons gee uit. Ja, om net by te las. Ons het ook Bybels ingesamel, maar vir die tronkbediening. En baie dankie vir die wat gebring het wel. Ek dink dit is ook kosbaar om dit te kan beleef, as jy daai mense sien, wat hulle harte waarlik vir Jesus gee, en hulle kry daai Bybel. Dan wil ek ook net sê oor vas. Ek het ook al gevas en die Here gevra, en ek het antwoorde gekry, so dit is waarlik kragtig om af te sonder en te bid en vas. Goed, oor die Bybels wil ek ook 'n getuie gee, die Gideons mense wat hier was, hulle gee elke Sondag uit by die selle hierso, en daar was een dame wat ek net daar die volgende week ontmoet het, wat by die selle 'n Bybel gekry het, en dit het haar ook haar lewe verander, 'n dame wat daai tyd in die selle was. So Bybel, kom ons vas, kom ons bid, kom ons vra die Here om ons te help, amen. So dit is die goeie nuus wat ek verkondig het. Kom ons bid. Here, dankie vir die evangelo, die goeie nuus van Jesus. Here, ek wil bid dat U die naprediker van hierdie woord sal wees, in die naam van die Here. Dankie dat ek weet die woord van God gaan nooit ledig terug nie. En dit sal bereik wat dit moet bereik het, Here. Dis 'n profesie, Here, want U sê dit. En ek wil bid, Here, dat U in elkeen van ons harte werk, dat ons 'n begeerte in ons hart kry, en dat ons luister wat die Gees van die Here sê, om te vas, sodat hierdie geslag sal uitgaan, deur vas en gebed, die bose dinge sal wyk in die naam van Jesus, want ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat die krag vir ons gee. En Jesus het gesê dat julle sal duiwels uitdryf en julle sal mense gesond maak in die krag van die Heilige Gees. Dankie dat ons ook weet dat ons moet vas. Amen.